Shabbat Shalom, dis Saterdagmôre en is 'n voorreg om die naam van die lewende God te vereer en te verheerlik, om hom te loof en te prys op hierdie pragtige Saterdagmôre. Halleluja, welkom by hierdie uitsending. Ek is so bly en so dankbaar dat jy ingeskakel is en dat jy deel is van hierdie bediening. Loof sy lieflike heilige naam. Nou ek het vandag 'n boodskap wat ek met jou wil deel, want almal van ons ervaar versoekings. Daar is nie een persoon wat vandag 'n gelowige is wat enigsins nie versoekings ervaar nie. Ons almal doen. Ons almal ervaar versoekings. Maar ongelukkig vergryp die mens, en ek praat nou algemeen, vergryp die mens hulle aan die versoekings wat die duiwel na ons pad toe bring, en ons vergryp ons en ons val in sonde, maar ek wil vandag vir jou sleutels gee tot oorwinning en hoe jy elke versoeking in jou lewe kan hanteer. Want dit is belangrik om te weet, dit is noodsaaklik om elke versoeking reg te kan hanteer. So hoe hanteer ek dit wanneer dit na my kant toe kom? Ek het laasweek met jou gesels oor die vlees en dat ons 'n oorlog het teen die vlees en die vyand se fokus is daarop en dan bring hy versoekings na jou kant toe, maar hoe hanteer ek hierdie versoekings? Ons moet verstaan dat versoekings gaan altyd teen die vlees kom. Dit gaan altyd wees as gevolg van die feit dat die vlees teenwoordig is. Daar is 'n geveg tussen gees en vlees. Luister gou wat sê die woord in die boek van Jakobus hoofstuk 1. So maak 'n aantekening in jou Bybel, luister wat sê die woord. Jakobus hoofstuk 1 vers 13 tot 15. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê ek word deur Elohim versoek nie. Stop gou daar. Dit beteken dat Vader gaan niemand versoek nie. Dit beteken, die blote feit is dat Vader sal nooit die mens versoek nie. Hy sal nooit die versoeking op jou pad langs bring wat hy dit bring nie. Nooit nie. So waar kom versoekings vandaan? Kom versoekings van Vader af of kom versoekings van die duiwel af? Versoekings, en ek gaan nou vir jou verder lees, versoekings kom uit 'n spesifieke oord uit. Kom ek lees vir jou. Want Elohim kan deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Hier sê die woord baie duidelik dat Vader versoek geen mens nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Stop gou daar. Okay, maar ek dog dis die duiwel wat my versoek. Ek dog dis die duiwel wat my versoek. Nee, dis jou eie begeerlikhede wat jou lei in versoeking. Al wat die vyand doen, is hy sit maar net 'n wortel voor jou neus. Maar is jou eie begeerlikheid wat jou lei na daai versoeking, en is jou eie begeerlikheid wat veroorsaak dat jy in die versoeking val. Ons lees vir jou verder. Hy sê, daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. So met ander woorde, wat gebeur wanneer ek in versoeking val en ek gryp daarin en ek verlustig my in die begeerlikheid van die versoeking en van my vlees, dan baar dit sonde, en wanneer sonde tot volle ontwikkeling gekom het, dan baar dit die dood. Daar is nou natuurlik 'n karakter van sonde en daar is ook karakter van versoeking. So kom ek praat gou met jou oor die karakter van sonde en dan gaan ek met jou praat oor die karakter van versoeking. So die karakter van sonde is nou natuurlik in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 16. Luister wat sê dit. Hy sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Hierdie is 'n noodsaaklike skrif wat ek en jy moet onderstreep, wat ons moet memoriseer, wat ons moet op fokus en so 'n bietjie Bybelstudie op doen. Is 'n noodsaaklike skrif. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit Vader nie, maar is uit die wêreld. So hy praat oor 3 dinge. Hy praat oor die begeerlikheid van die vlees, hy praat oor die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, met ander woorde hoogmoed.
En dit is presies hoe die duiwel, hoe Satan vir Adam en Eva aangeval het in die tuin van Eden. Dis presies hoe hy hulle mislei het en aangeval het in die tuin van Eden. Kom ek lees gou vir jou. Onthou ek praat met jou oor die karakter van sonde. Kom ek lees gou vir jou wat gebeur het in die tuin van Eden. Ek lees vir jou Genesis hoofstuk 3 vers 1 tot 6. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat Jahwe Elohim gemaak het en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat Elohim gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het Elohim gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar Elohim weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos Elohim sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kon begeer om verstand te kry en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. So wat het hier plaasgevind? Sien as ek nou lees in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 16, dan sien ek wat plaasgevind het in die tuin van Eden. So die vrou sien dat die boom was goed. Dis nou natuurlik die begeerlikheid van die vlees. Toe sien sy, nou sê die woord, dit was lus vir die oë. Aan die woorde, die begeerlikheid van die oë was daar betrokke. Derdens, sy het begeer om verstand te verkry, en dit is die grootheid van die lewe waarvan hierdie woord praat. So dit is die karakter van sonde wat vir ons uitgebeeld word in die boek van Genesis en ook in 1 Johannes hoofstuk 2. Nou is daar karakter van versoeking. Nou wat is die karakter van versoeking? Luister baie mooi. Versoekings is nie 'n gebeurtenis. Dit is 'n proses. So jy kan nooit sê, maar ek het ewe skielik was daar 'n gebeurtenis van 'n versoeking. Nee, dis 'n proses. Want as jy weet jy het 'n swak plek, dan baie keer wat mense doen is, hulle plaas hulle self in 'n posisie waar hulle swak plek ge-expose word, dan kom dit in 'n proses van ontwikkeling totdat jy in die versoeking val. Baie mense sal dalk sê, ja maar, toe ek my oë uitvee, toe ek in haar bed. Nee, dis beplan. Jy kan nie net jou oë uitvee en ewe skielik, hier is jy in iemand anders se bed, of hier val jy in die sonde en daar doen jy dit. Nee, dis 'n beplande ding. Dit is 'n gebeurtenis. So versoeking is nie 'n gebeurtenis nie, dit is 'n proses. So dit is 'n proses van een punt na 'n ander punt na 'n ander punt. Dit is alles wat gebeur in die aanloop tot versoeking en die sonde. Dit is alles wat gebeur tot die aanloop van die versoeking tot die sonde. En as jy byvoorbeeld weet, maar hoorie so, ek het 'n swak plek en my swak plek is alkohol. Moenie in 'n bar gaan sit nie. Moenie in 'n kroeg gaan sit nie. Want jy sien, baie mense sal sê, ja maar ek kan dit weerstaan, ek kan mos saam met die manne net so 'n bietjie gaan sit en 'n koeldrankie drink, en wat gebeur dan? En dan is daar drukking, en dan ervaar jy, maar dis darm maar 'n lekker kuier, en as jy jou oë uitvee, dan jy 'n dop, en 'n tweede een, en 'n derde een, en 'n vierde een, en dan's jy gesope. Hoorie, ek weet nie hoe dit gebeur nie, jy weet hoe dit gebeur, want jy plaas jouself in daai posisie. So, dis 'n proses, nie net 'n gebeurtenis nie, dis 'n proses. So verhoed oomblikke van versoeking. Weet jy hoekom? Want die vyand ken jou swak plek. Daarom moet jy nog meer op jou hoede wees as ooit van tevore. Jy's ouers, dis belangrik. Jy moet nou nog meer op jou hoede wees as ooit van tevore. Beskerm jouself. Beskerm jouself op 'n daaglikse basis van enige aspek van versoeking. Luister wat sê Dawid. En ek dink Dawid weet presies wat dit beteken om in sonde te val en om versoekings te ervaar. Ek dink Dawid weet presies. Want ek meen, Dawid het droog gemaak. Dawid het absoluut die verkeerde dinge gedoen en verkeerde besluite gemaak.
Luister wat sê Dawid in Psalm 101 vers 3. Hy sê, ek stel geen lae ding voor my oë nie. Die dade van die afvalliges haat ek, die sal my nie aankleef nie. So wat beteken dit? Dit beteken dat Dawid stel hom nie in 'n posisie waar hy enigsins in sonde sal val nie. Ek stel geen lae ding voor my oë nie. So Dawid sê eintlik, hy sê eintlik, ouens, ek kom nie in 'n situasie of in 'n posisie of in 'n plek waar dit onder my standaard is van hoe ek lewe en hoe ek funksioneer nie. Kyk wat het Josef gedoen. Josef, die oomblik toe hy weet, maar hierdie vrou is agter hom te hou, hy homself besig. En ongelukkig moes hy die werk doen wat hy in die huis moes gedoen het, en hy kom in die huis, en die oomblik toe sy hom gryp, wat doen hy? Hy hardloop, want jy sien, hy het nie sy standaard gesak nie, hy het inteendeel, toe die versoeking erger word, het hy sy standaard gelig. Net so sê Dawid, ek stel geen lading voor my oë nie, want hy weet wat gebeur het. Hy weet wat gebeur het. Dis hoekom Psalm 51 vir ons daar is, want hy het absoluut gerepent oor die dade wat hy gedoen het met Batseba en om gemeenskap te hê met haar en ook om haar man te vermoor. So hy het presies geweet. Daarom sê ek stel geen lading voor my oë nie. Met ander woorde, hy lig sy standaard. Daar is 'n natuurlike patroon wat lei na versoeking en sonde in jou lewe. Daar is 'n patroon. So breek daardie patroon vandag. Dis noodsaaklik, breek daardie patroon vandag. Want jy is die bruid van Yeshua en hy kom jou haal, hy kom haal 'n bruid wat skoon en afgesonderd is, wat vrug dra vir hom. So verwyder die goed uit jou lewe uit, verwyder die patroon uit jou lewe uit, wat lei na versoekings en sonde en lig jou standaard. Hooglied hoofstuk 2 vers 15 sê, vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. En dis hoe baie mense se lewens lyk. Want daar is klein jakkalsies in soveel mense se lewens, wat kom verwoesting saam. In steede daarvan om dit toe te laat, verwyder daai jakkalse in jou lewe. Daardie klein dingetjies, wat jou so maklik in 'n patroon bring van versoeking, en die oomblik wanneer jy in daai patroon is, dan lei dit na die verval in sonde. Ek wil vir jou 7 sleutels gee om versoeking te oorkom, om versoeking te kan hanteer. Ek wil vir jou 7 sleutels gee. So luister gou-gou. Sleutel nommer 1, besef en erken jou sonde en jou swakplek. Sleutel nommer 1 is besef en erken jou sonde en swakplek. As jy dit nie erken nie, as jy nie besef jy het 'n swak plek en jy erken dit nie, gaan die duiwel bly met jou mors. Hy gaan bly met jou mors. Wat gebeur wanneer jy 'n besef het, maar ek het 'n swak plek? Jy gaan begin werk daaraan. Wanneer jy besef en jy erken jou sonde en jou swak plek, dan gaan jy begin om werk te maak daarvan. Jy gaan dit nie net entertain nie. Erken dat jy totaal uit jou lewe uit wil hê en dat jy oorwinning wil hê. So erken dat jy hierdie sonde, hierdie ongeregtigheid en hierdie swakplek uit jou lewe uit wil hê en dat jy in totale oorwinning wil wandel. Kom ek lees gou vir jou in die boek van Psalm hoofstuk 32. Psalm 32 vanaf vers 1 tot 5. Ek wil gou vir jou lees. Psalm 32 sê die woord. Hoofstuk 1. Hy sê, welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe en wie se sonde bedek is. Wat beteken dit? Dit beteken, as my sonde vergewe is en my sonde is bedek, dan het ek dit bely en ek het dit laat staan. Vers 2, welgeluksalig is die mens aan wie Jahwe die ongeregtigheid nie toereken nie. Hoe gebeur dit? Wanneer sy bloed oor my kom, wanneer ek bely en ek erken, maar Vader, ek is 'n sondaar, ek is jammer en ek het berou oor my sonde, dan kom sy geregtigheid en hy kom was my skoon deur sy bloed, dan word my ongeregtigheid nie toegereken nie. Vanweë
die liefde en die genade en die verlossingswerk van Yeshua. Toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer, in my gebrul die hele dag, want U hand was dag en nag swaar op my murg het verander soos die somergloed. My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan Jahwe my oortredinge bely, en ek het U die ongeregtigheid van my sonde, en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Is dit nie amazing wat die woord sê nie? Dit nie amazing nie. Want jy sien, dit kan alleen gebeur wanneer ek my sonde erken, wanneer ek dit bely, wanneer ek dit laat staan, wanneer ek erken ek het 'n swak plek om vergifnis te ontvang en om oorwinning te ontvang oor daardie swak plek. Want as jy 'n swak plek het, dan moet jy werk maak daarvan. Johannes 8 vers 32. Hy sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Wat is die waarheid? Dat ons het swak plekke in ons lewe. Die waarheid is, ons het sonde in ons lewe, en daarom moet ons sonde bely, en ons moet geregtigheid ontvang uit die hand van Jahwe. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Net gou 'n vraag, skryf Johannes dit vir gelowiges, of skryf hy dit vir ongelowiges? Hy skryf dit vir gelowiges. Hy sê, ouens, daar is sonde in julle lewe, maar as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou sonde te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. So, ek en jy moet oorwinning behaal oor ons swak plekke. Ons moet. Sleutel nommer 2 is, soek Jahwe se teenwoordigheid. Soek Jahwe se teenwoordigheid. Moenie geleenthede soek om weg te hardloop van hom af nie. Moenie geleenthede soek om weg te wees uit sy teenwoordigheid nie. Inteendeel, soek elke geleentheid om in sy teenwoordigheid te wees. 2 Korintiërs 3 vers 17. Jahwe is die Gees, en waar die Gees van Jahwe is, daar is vryheid. So wat gaan gebeur in jou lewe wanneer jy in sy teenwoordigheid is? Wanneer sy Gees jou lewe kom vul, wat gaan gebeur in jou lewe? Jy gaan vryheid hê. Met ander woorde, hoe meer jy tyd spandeer met sy woord, hoe meer jy tyd spandeer in sy teenwoordigheid, hoe meer vryheid gaan jy ervaar, en hoe minder swak plekke gaan in jou lewe wees. Die vyand wil jou weerhou van Vader se teenwoordigheid, omdat hy weet dat jy vryheid gaan ontvang, en hy wil jou in bondage hou. Dis die plan van die vyand. Die derde sleutel is, ken jou identiteit. Ken jou identiteit. Mense, dit is so belangrik, dat jy jou identiteit sal ken, en ek wil dit weer sê, ek het dit al baie keer gesê, maar ek wil dit weer sê, gaan lees Efesiërs hoofstuk 1. En in Efesiërs hoofstuk 1 is daar 7 punte in terme van jou identiteit. En as jy jou identiteit ken, gaan jy nie meer langer 'n miserabelde mens wees, of sukkel met sonde, en in 'n hoek sit, en laat die vyand jou klap links en regs, en met jou mors nie, jy gaan nie. Jy gaan in jou identiteit, gaan jy opstaan. So ken jou identiteit. Hoekom is dit belangrik, dat jy jou identiteit ken? Hoekom? Want versoeking is nie gemik op jou wilskrag nie. Versoeking is gemik op jou identiteit. So as jy jou identiteit nie ken, het jy moeilikheid. Jy moeilikheid. So ken die waarheid van jou identiteit. Want as jy die waarheid ken van jou identiteit, sal dit jou vrymaak. Die vyand het Yeshua ook aangeval op sy identiteit. Hy het hom ook aangeval op sy identiteit. Gaan lees die woord. In die boek van Lukas hoofstuk 4, die vyand het Yeshua ook aangeval op sy identiteit. Wat het die vyand gesê? Hy sê, as hy die seun van Elohim is. Was hy die seun van Elohim? Verseker. So hy val hom aan in sy identiteit, na 40 dae van vas, val hy hom aan op sy identiteit, terwyl hy op die swakste plek in sy lewe is. So sonde veroorsaak skuldgevoel, en dit stoot jou weg van Vader se teenwoordigheid, en is belangrik om jou identiteit te ken. Jy is vergewe. Jy is vergewe, jy is verlos, jy is vergewe, dit is jou identiteit, as jy in hom is.
is jy vergewe. So moenie toelaat dat daar 'n skuldlas op jou lewe kom wees nie, maar dis belangrik om te besef dat jy sonde het, maar moenie toelaat dat daar 'n skuldlas op jou lewe is wat jou wegdryf van die teenwoordigheid van Vader. Galasiërs 2 vers 20 sê die volgende: ek is met Messia gefilter en ek leef nie meer nie, maar Messia leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van Elohim, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. En dit is belangrik om te weet dat die woord praat oor twee nature wat in ons lewe is. Ek het dit laasweek het ek dit met jou hanteer en ek wil net vinnig vir jou lees in die boek van Romeine hoofstuk 7 is daar twee nature waarvan Paulus praat in die boek van Romeine. En daai twee nature is natuurlik die sondige natuur en die goddelike natuur. Want ons almal word gebore in sonde. En die oomblik wanneer jy tot bekering kom, dan word jou gees weer lewendig gemaak. En wanneer jou gees lewendig gemaak is, dan is daar 'n goddelike natuur in jou en hierdie twee veg teen mekaar. Luister wat sê die woord. Ek lees vir jou Romeine 7 vers 15. Want wat ek doen, weet ek nie, want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Want ek weet dat in my, dit wil sê, in my vlees niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon, met ander woorde die sondige natuur. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van Elohim na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet wat in my lede stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van sonde wat in my lede is. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Nou kom Paulus en hy antwoord. Hy sê ek dank Elohim deur Yeshua, die Messias, ons meester. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van Elohim, maar met die vlees die wet van sonde. So daar is 'n sondige natuur en daar is 'n goddelike natuur. Maar is belangrik dat ek en jy die oorhang sal kry en dat ons gees sal voed. Wanneer ons gees voed, dan is ons gees sterk. So kom in sy teenwoordigheid en maak seker jy ken jou identiteit. As jy jou identiteit ken en jy weet maar ek is vergewe, dan gaan hierdie sondige natuur geen vatplek in jou lewe hê. Die vierde sleutel is die woord. Die vierde sleutel is die woord. Ouens, hierdie is die belangrikste wapen wat ek en jy het. Die mees belangrikste wapen wat ek en jy het teen elke aanval, teen elke versoeking, teen die duiwel en die helse magte, is die belangrikste wapen wat ek en jy het, is die woord. Dis wat ons moet gebruik om oorlogvoering te doen. So die versoeking van Yeshua, doen die vyand presies wat hy in die tuin van Eden gedoen het. In ander woorde, hy het die karakter van sonde. Toe Yeshua in Matteus hoofstuk 4, vers 1 tot 11, toe Yeshua in versoeking was, het die duiwel presies gedoen wat hy in die tuin van Eden gedoen het. Kom ek lees gou vir jou. Matteus hoofstuk 4, waar Yeshua in die versoeking is. Kom ek lees gou vir jou. Toe is Yeshua deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van Elohim is, sê dat hierdie klippe brode moet word. So hy val sy identiteit aan. Hy doen presies met Yeshua wat hy gedoen het in die tuin van Eden. Maar kyk wat gebeur hier. Hierdie is so amazing. En hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, vers 9, as u neerval en my aanbid. Toe sê hy vir hom, gaan weg
Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe. Halleluja, daar staan geskrywe. Dit was die 3de keer. So elke liewe keer, wat het Yeshua gedoen? Hy het gesê, daar staan geskrywe. So in hierdie gedeelte waar Yeshua versoek was hy ook versoek deur die begeerte van die vlees, deur die grootsheid van die lewe en deur die begeerte van die oë. Want hy sê in vers 3, as u die seun van Elohim is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van Elohim gaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en hy sê vir hom, as die seun van Elohim is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal die engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen die klip stamp nie. En Yeshua sê, daar is ook geskrywe, jy mag Jahwe jou Elohim nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg, en hy wys hom al die koninkryke van hierdie wêreld en sy heerlikheid, en hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Toe sê hy vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, dien Jahwe jou Elohim en aanbid hom alleen. Wat het toe gebeur? Daarna het die duiwel hom laat staan en die engel het gekom om hom gedien. So met hierdie gedeelte was daar 3 aspekte waarmee die vyand hom aangeval het. Die begeerte van die vlees, die grootsheid van die lewe en die begeerte van die oë. Presies soos wat hy in die tuin van Eden gedoen het. Hy verander nie sy taktiek nie, hoor. Hy gebruik dalk ander metodes, maar hy verander nie sy taktiek nie. Sy taktiek bly presies dieselfde. So mense, as Yeshua die woord gebruik het om die vyand uit te oorlê, hoeveel te meer dink jy nie het ek en jy die woord nodig? Ek en jy die woord nodig. Dis hoe Yeshua die vyand oorwin het. En dis hoe ek en jy dit ook gaan oorwin, deur daardie 3 woorde, daar staan geskrywe. Dis jou mees kragtigste wapen wat jy het, maar jy moet kan sê, daar staan geskrywe, en dan moet jy die vers kan uitsê. Moenie worry oor om te sê, maar in Matteus 4 vers 12 sê dit, of Lukas 21 vers 23 sê dit, solank jy kan sê, daar staan geskrywe, en jy sê die vers, jy quoteer die vers, sal dit vir jou 'n amazing wapen wees van oorlogvoering om die vyand uit te oorlê. So dis jou kragtigste woorde wat jy het om teen die vyand te gebruik. Daar staan geskrywe. Kyk wat sê die woord. Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Halleluja! Ek het u woord in my hart gebere. So vul jou lewe met die woord. Vul jou lewe met die woord van Elohim. Die 5de sleutel is om nederig te wees. Nederigheid is so 'n noodsaaklike aspek by elkeen van ons. Hoogmoed kan nie by ons aanwesig wees nie. Die behoefte van erkenning kan nie by ons aanwesig wees nie. Die behoefte vir aanvaarding kan nie by ons aanwesig wees nie. Die behoefte vir aansien kan nie by ons wees nie. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp jou dan aan Elohim, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. So hoe weerstaan ek die duiwel? Hoe weerstaan ek hom? Die heel eerste ding wat ek doen is om nederigheid toe te pas, om in nederigheid myself te onderwerp aan Jahwe ons Elohim, my te onderwerp aan sy woord, want jy sien sy woord is die hoogste gesag, want jy sien hy is die woord wat vlees geword het en onder ons kom wandel het, en sy woord is gees en lewe, sy woord is kragtiger as enige tweesnydende swaard, skerper, en dit maak skeiding tussen gewrigte en murg, gees en siel. So sy woord doen nog steeds amazing dinge. So daarom moet ek my onderwerp aan die lewende God en ek moet my onderwerp aan sy woord. En dan wanneer ek die duiwel weerstaan, weet jy wat gebeur dan? Dan sal hy van my af wegvlug. Die sesde sleutel vir jou om
versoeking te weerstaan, om sukses te kan hê, om dit te kan hanteer, is aanbidding. Aanbidding. So as jy aanbid, kyk gou wat gebeur. As jy aanbid, wanneer jy aanbid, dan haal jy jou oë af van die sonde en die probleem en die versoeking en jy plaas dit op Yeshua. Die oomblik wanneer jy in aanbidding is, dan is jou fokus daar. Jou fokus is nie meer op die probleem nie. Jou fokus is nie meer op die versoeking nie. So aanbidding is so belangrik in jou lewe. Psalm 32 vers 7 sê, U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my van benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Halleluja! Vrolike gesange van bevryding. So as jy besig is om te worship, dan bring dit 'n vryheid in jou lewe en dan gaan die versoeking gaan hardloop. Die duiwel gaan hardloop die oomblik wanneer jy in ware aanbidding besig is, gaan die versoeking nie naby jou kom nie. So aanbidding is so belangrik. Aanbidding moet deel vorm van ons lewe. So ek en jy moet spontaan kan aanbid. Ons moet spontaan kan sing. Sing sommer 'n nuwe lied. Ons het nie altyd nodig om te wag vir die musiek of 'n noot of nou moet ek eers hierdie woorde ken voordat ek sing nie. Nee, sing sommer 'n nuwe lied vir die lewende God. Halleluja. Maar wanneer ons in aanbidding is, dan kom daar vryheid in ons lewe. En dan die sewende sleutel. Die sewende sleutel en is die laaste sleutel. Die sewende sleutel is vat jou persoonlike verantwoordelikheid. Mense, vat jou persoonlike verantwoordelikheid. Vat verantwoordelikheid oor jou dade, jou aksies, jou woorde en bely dit. Maar weet jy wat doen die mens? O nee, dis die duiwel. O nee, dis daai persoon. Nee, kyk, hy het my nou so gehanteer en as gevolg daarvan het ek gereageer en ek het 'n woede uitbarsting gehad want jy sien, hy het my so kwaad gemaak. OK? Hou op om ander te blameer. Hou op om die duiwel te blameer. Hou op om altyd vinger te wys, maar begin om verantwoordelikheid te vat oor jou dade, oor jou aksies, oor jou woorde en begin om dit te bely. Die oomblik wanneer jy begin introspeksie doen, gaan jy oorwinning behaal in jou lewe. Kyk wat sê Jakobus 5 vers 16. Hy sê bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Bely mekaar julle misdade. So wat moet ek doen? Ek moet iemand in my lewe hê wat ek kan vertrou, waarmee ek kan praat om te sê, weet jy wat? Ek wil hê jy moet saam met my bid. Ek sukkel. Jesus, ek het 'n swak plek in my lewe. Kom ons vat hande. Kom ons bid saam. Ek soek oorwinning oor dit. Bely mekaar julle misdade, selfs man en vrou. Selfs man en vrou, want weet jy wat gebeur baie? Man en 'n vrou het hakplekke met mekaar. En dan gaan partykeer 'n week, 2 weke, 'n maand verby en hulle het nog nie eens gepraat daaroor nie. Maar jy sien hier in my hart en in my onderbewussyn en hier in my gedagtes het ek 'n hakplek en ek het iets teen my vrou of ek het iets teen my man. Dis hoekom Shabbat so belangrik is. Op 'n Vrydag aand kom ons en ons kan mekaar in die oë kyk en ons kan vir mekaar sê, maar hoorie, so ek is kwaad vir jou. Jy het my geïrriteer hierdie week. Jy het so opgetree, maar weet jy wat? Ek het ervaar en ek het beleef dat jy's ook seer en jy's ook stikkend en jy het verkeerd opgetree, ook as gevolg dalk van druk en omstandighede en dalk is jy hartseer oor hoe ek jou gehanteer het. So daarom wil ek jou in die oë kyk vandag en ek wil jou vergewe. En ek wil jou vryspreek. En as ek jou seer gemaak het, dan vra ek dat jy my sal vergewe en dan was ons mekaar se hande en daar kom vryheid in die huishouding. Daar kom vryheid. Dit beteken ek vat my persoonlike verantwoordelikheid op. Nie om ander te blameer nie, maar jy sien my vrou, dis jy. Nee, dis nie altyd sy nie, dis dalk jy. Dis ook nie altyd hy nie, dis ook dalk jy. Hiermee wil ek afsluit, luister wat sê die woord. Ek het nou al 7 punte met jou gehanteer, al 7 sleutels, maar hiermee wil ek afsluit. Luister gou, 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 13. Hy sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Dit beteken, dat die oomblik wanneer daar versoekings na julle kant toe kom,
na ons kant toe as gelowiges, dan kom dit uit 'n menslike oord uit. Vanweë die begeerlikheid in ons vlees. Dis hoekom ons 'n oorlog het teen die vlees. As ek en jy oorwinning kan behaal oor die vlees, dan gaan ons oorwinning kan behaal oor die versoeking. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar Elohim is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Halleluja! Is dit nie amazing nie? Al het jy 'n swak plek, gaan jou versoeking nie groter wees as jou grootste swak plek nie. Nooit! Dis wat die woord my leer. Want hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. So wat is die uitkoms? Ek het nou vir jou 7 sleutels gegee om die versoeking te hanteer. Weet jy wat is die mense probleem? Ons gryp eerder na die versoeking as wat ons die uitkoms vat. En die uitkoms is altyd Yeshua. Die uitkoms is om te sak op ons knieë. Die uitkoms is om ons te onderwerp aan die gesag van die lewende God, om te kan opstaan om te sê, Satan, daar staan geskrywe. Om te kan teestaan en opstaan teen die versoeking. En om nie in te gee in enige aspek van die vlees nie. Dit is ons persoonlike verantwoordelikheid. En Vader sal nooit toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. So jou grootste swak plek wat jy het, jou grootste swak plek, jy gaan nooit bo dit versoek word nie. So inteendeel het jy as mens geen verskoning. Jy kan nooit voor Vader staan en sê, maar Vader, u het geweet ek het hierdie swak plek en u het geweet ek het foute. Ek het hierdie probleem in my lewe en ek het 'n probleem met welis en ek hou daarvan om na ander vrouens te kyk of na ander mans te kyk en Vader, u weet ek sit met hierdie probleem en ek kan dit nie help nie. Natuurlik kan jy dit help. Natuurlik kan jy dit help. Want jou grootste swak plek is nie groter as die versoeking nie. Hier sê die woord dit. Nou gaan ons voor Vader staan en jy gaan moet rekenskap gee en Vader gaan vir jou sê, maar my kind, ek het vir elke keer vir jou uitkoms gegee. Die versoeking was nie groter as jou swak plek nie. En ek het vir jou die uitkoms gegee. Al wat jy moes gedoen het, is om net daai uitkoms aan te gryp en dis Yeshua, dis my woord, dis my teenwoordigheid, dis aanbidding. Dis om jou verantwoordelikheid na te kom. Is om die woord te gebruik om te sê, daar staan geskrywe. Is om jou identiteit te ken. Want hy sê, hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Sodat julle dit kan verdra. So wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Efesiërs 4 vers 27. Gee aan die duiwel geen plek nie. Geen. Hy hoort nie in jou huis nie. Hy hoort nie in jou lewe nie. Hy hoort nie op jou telefoon nie. Hy hoort nie op jou rekenaar nie. Hy hoort nie in jou voertuig nie. Hy hoort nie by die werk nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. En as jy in oorwinning wil wandel, dan moet jy begin om die onnodige vleeslike begeerlikhede uit jou lewe uit te haal. Mense, dit is so belangrik. 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid en jaag na geregtigheid. Jaag na wat? Na geregtigheid. Geloof, liefde, vrede, saam met die wat Jahwe uit 'n reine hart aanroep. So vlug vir jou lewe. Mense, ek wil vir jou sê, ons moet nou begin vlug vir sonde. Ons moet nou begin vlug vir ongeregtigheid. Ons moet nou begin vlug sodat my lewe 'n lewe van oorwinning kan wees, dat die vlees nie meer 'n aspek in my lewe sal wees nie, maar dat ek sal begin vlug vir die sonde. Maak soos ou Josef gemaak het. Toe die sonde hom gryp, toe los hy sy kleed daar en hy hardloop vir sy lewe. Weet jy wat het Josef besef? Josef het besef, maar hoor hierso, hierdie ding kan ek nie bo die lewende God plaas nie. Daar's nie 'n manier nie. Ek kan nie sondig en Vader teleurstel nie, want hy het my geplaas in hierdie posisie en alles wat hy vir my gegee het om te doen, behoort aan my, maar as een ding, ek kan hom nie teleurstel deur hierdie sonde te doen in my lewe. Ek kan nie. Maar jy sien, die mens vergryp homself so maklik in sonde en ongeregtigheid.
Mense, dis tyd dat ek en jy begin opstaan met die sleutels om absolute oorwinning te behaal oor elke aanval van die vyand, elke versoeking, want jy sien, ons het nie meer 'n verskoning nie. Want Vader se woord sê vir ons baie duidelik, daar is geen versoeking wat jy nie gaan verdra nie. Daar is geen versoeking wat groter is as jou swak plek nie, want elke versoeking wat na jou toe kan kom, is nie deur my nie, dis deur jou eie begeerlikheid. Maar weet jy wat, ek is so getrou, ek sal nie eers toelaat dat daai versoeking groter is as jou grootste swak plek. So inteendeel het ek en jy geen verskoning nie, so vat jou verantwoordelikheid. Ek wil saam met jou bid. Ek dink dis 'n belangrike boodskap wat ek vandag aan jou oordra, want ons het nie meer tyd nie. As jy kyk na die gebeurtenisse, en ek gaan volgende week gaan ek met jou gesels daaroor, maar as jy kyk na die gebeurtenisse en jy kyk na wat besig is om aan te gaan in hierdie wêreld, het ek en jy nie meer tyd om nog te sukkel met ongeregtigheid, met sonde en met swak plekke in ons lewe nie. Dit het nou tyd geword dat ek en jy sal opstaan en Vader dien in gees en in waarheid. Halleluja. Wil jy nie net opstaan saam met my en saam met my bid en hierdie verklaring maak om te sê, maar Vader, ek gaan U dien in gees en in waarheid en ek gaan nie toelaat dat die vyand met my mors nie. Inteendeel, gaan ek opstaan en ek gaan my standaard lig en ek gaan oorwinning behaal deur hierdie 7 sleutels toe te pas in my lewe. Gaan ek oorwinning behaal oor my vlees en oor elke versoeking wat na my kant toe kom. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie amazing tyd in U teenwoordigheid. Vader, dankie vir die voorreg om die woord uit te dra oor hierdie kanale. En my gebed is, Vader, mag dit die wêreld bereik, mag dit Suid-Afrika bereik en mag mense begin besef, maar ons het nie meer tyd om te mors nie en ons kan nie nog meer sit met sonde en ongeregtigheid nie. Ons moet nou begin om 'n besluit te maak om die lewende God te dien in gees en in waarheid. Ek bid, Vader, dat mense hierdie 7 sleutels sal koester en sal begin toepas in hulle lewe en Vader, dat hulle sal kan begin getuig oor die oorwinning wat hulle behaal, oor hulle vlees, oor hulle swak plekke en oor die versoeking wat na hulle kant toe kom. Vader, ek kom teen elke aanval van die vyand in die naam van ons Meester Yeshua en ek bestraf die werke van die vyand. Maar Vader, ek is ook bewus van die feit dat die demoniese aktiwiteite raak al hoe meer en Vader, het raak al hoe moeiliker daar buite om vas te staan. Maar Vader, ek bid dat ons as gelowiges ons standaard sal lig en dat ons waarlik die lig sal wees van hierdie wêreld. Ek bid, Vader, dat U elke persoon sal seën, Vader, wat nou ingeskakel is. Elke ware gelowige reg oor Suid-Afrika en die wêreld, dat U ons sal seën, Vader, met die vermoë, met die toerusting wat ons nodig het, Vader, om absoluut te wandel in die weë van Skepper lewende God. Dat ons gehoorsaam sal wees. Dat ons nie sal ingee tot die begeerlikheid van die vlees nie, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe nie. Nee, Vader, maar dat ons nederig sal wees en dat ons onsself sal onderwerp aan Jahwe ons Elohim en dan sal ons suksesvol die duiwel kan weerstaan. En wat gaan gebeur? Hy gaan van ons wegvlug. Dankie, Abba. Vader, ek vra dat U ons sal toerus vandag met U krag, met U heerlikheid en Vader, met die woord van Skepper lewende God en dat ons in 'n absolute oorwinning sal wandel. Vader, is my gebed in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua en my gees roep uit, halleluja, halleluja, halleluja. Man, ek wil hom net loof en prys en aanbid. Jy sal oorwinning behaal in die naam van ons Meester Yeshua. Halleluja. Dankie dat jy saam met my ingeskakel was. Dis altyd 'n voorreg om die woord met jou te deel. So mag jy geseënd wees. Geniet jou Shabbat verder. Van my kant af, Rian Abri. Tot volgende keer. Shalom.